Hallo daar, my naam is Patrick Kennedy. Ek is op dag 6 van Prozac en dag 3 van Koue Storte. Verskoon my asseblief as hierdie opname en of waarskynlike vrystelling bietjie laat is, want my krag is al heeldag af en daar is egter niks meer Suid-Afrikaans as dit nie. Maar ons is ook op dag 2 van die gelofte wat onderneem om elke dag iets op te neem en hierso vry te stel. So, dankie my metgesel. Jy. Yay! Vandag vir ons 'n baie belangrike vraag. Wat is plig? Nou, ek hou baie van die HT. Ek lees hom, ek eet hom vir ontbyt. Maar ek kan verstaan dat as jy nou nie 'n Patrick tipe ou is nie, wat 'n kat in 'n hat kan verdra nie. As jy nie 'n kateter is nie, dan gaan ek jou waarskynlik afpis. Sien, die ding is, ek het besef dat daar seker baie minder algoritmiese vloekwoorde optellings in Afrikaans as wat daar is in Engels, en ook daar is seker net 50 mense wat hierdie gaan sien buitendien. So, Afrikaners is plesierig en plig uit die HAT. Wat 'n mens volgens jou gewete of volgens sedelike en wetlike voorskrifte moet doen. Drang wat 'n mens dwing om 'n sekere morele etiese wyse te handel. Wat dwing om op 'n sekere morele of etiese drang te handel. So daar's 'n paar kernwoorde hierso. Vir my persoonlik dis die wat opkom sekerlik sedelik, moreel, tug, gewete. Nou tug en gewete is nie hierby genoem nie, maar hulle is sekerlik van toepassing. Die ander een is diens. En dan is daar natuurlik al die ander woorde wat ons ken in ons woordeskat, want hoe anders maak ons sin, seker reg. Nou, in die verlede was daar 'n ding genaamd pligsdiens, en my naamsgenoot John Kennedy in Amerika het juist gepraat van ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. En ek dink dis ietsie wat ons eintlik 'n les by kan leer. Nou, toe ek hierso deur die woordjies gaan en my woorde luister. Moreel, soos geskryf in die HAT of in die woordeboek, is sedelike en geestelike krag wat mense vol moed en geesdrif laat bly. Is daar nie pragtig nie? Ek kan nie dink aan 'n beter definisie vir moreel nie. Nou, net so gaan dit hand in hand met gewete. Sekerlik as ons praat van gewete, is daar 'n duidelike onderskeid om te tref in terme van wat jy weet jy doen, wat jou kennis is van goed en kwaad, hoeveel betekenis jy al ervaar het in dalk jou lees van, of in jou skepping. So tot 'n mate kan ons sê, eties is ook in die nakoming van die wette, van die regstelling, van wat ons saamgestem het is sedelik. Nou, sedelik of sede kan sekerlik vertaal word as iets soos virtue. Wat is goed? Wat het ons almal nou al in jare van saamleef bepaal is beter vir ons almal? In 'n vreemde sin raak die vraag dan hierso met plig. As ons nou sê dit is volgens jou eie gewete, volgens jou eie moreles, wat jy weet en wat goed is vir ons almal. In daai sin dien ons almal eintlik seker ons plig uit, want ons word definitief gestraf, almal saam. Doen ons nie. Maar op die ou einde van die dag, wat is die straf? Wat is die kruis wat jy so ver dra? Is dit nie op die einde van die dag net jou eie skuld en skaamte nie? Is dit nie jy wat weet, jy is verantwoordbaar vir baie meer as wat jy vir verantwoordelikheid neem? Sinds verantwoordelikheid vir my beteken basies iets wat ons sou sê, dit is jou om te verduidelik wat het gebeur, want dit is jou ferm oë wat gekyk het hierna, wat getuienis gespeel het aan die werklikheid en aan die waarheid, en jy gaan moet ons vertel wat het gebeur hierso, Boetie.
So, as ons nou bybly hierso, wat is plig en wat is diens? Dit is om jou pille te vat as jy weet jy moet. Selfs al is dit dissiplinepille. Selfs al is dit bittere pille. Dit is jou en my plig om die beste te doen om verantwoordelikheid te aanvaar vir dit waarvoor ons verantwoordbaar is. Dit waarvoor ons verantwoordbaar is dit wat ons al klaar weet, wat ons al klaar in betekenis aangeteken het en in 'n helder bekentenis aan 'n ander kan verduidelik wat ook het gebeur in die tyd wat jy oorsig gehad het. Nou oorsig hierso is 'n sterk woord, dit gaan na ouer sorg toe en autoriteit, maar onthou op die einde van die dag is ons almal mos nou in beginsel ons eie mense met vrye wil en keuse. Dit gaan saam met verantwoordelikheid natuurlik, of wil ons dit selde erken. So wat weet jy? Wat weet jy moet jy doen? Wat weet jy moet jy nie doen nie? Vir my persoonlik is daai lys oneindigend. Maar wat ek probeer doen is, ek probeer my gewete stil. Kyk uit my, sekerlik in die volgende week sal ek ietsie doen op meditasie, gebed en jouself rig aan God, as dit sin maak. Hoe die kameel wel deur die oog van die naald kan gaan. Dis my dag om verder gegooi met jou eerlik te wees. Ek dink ek gaan bietjie meer gedagte insit in hoe ek kan dien. Wat ek kan doen as Afrikaner, wat ek kan doen as man, as mens, in my gesin, aan myself, vir myself. Nie vir myself nie, vir myself. Vir dit waaroor myself omgee, soos my samelewing, soos my gesin, soos my vriende, en soos elke ander lands- en volksgenoot wat ek het. Ek hoop nie die maak het te sleg daarso gegaan nie, want ek dink dis nogal 'n goeie manier om te eindig. Môre sal ek praat oor hoekom haat ek Karen Zoid. Net om dit bietjie ligter te hou. En nie al die woorde altyd te doen nie. Maar daarbij gesê, as jy belangstel in geopolitiek, het ek eintlik 'n kanaal wat al gemonetiseer is. 'n kanaal wat geld. En hy is in Engels daar. Maar teen vanaand, teen vanoggend, I guess, sal ek iets vrystel oor Tanzanië en al die kak wat daarso aangaan. En daarna sal ek definitief praat oor die die lukewarm, die liekrake oorlog tussen Suid-Afrika en Amerika. Askies, my kop is opgewarm, maar net ook afgewater. Baie dankie, en ek sien jou môre. Dis dan maar dit vir nou.